Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. My naam is Paul Stander en ek verkondig die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Ek sê regtig, dit is goeie nuus. En as dit nie vir jou goeie nuus is nie, dan moet jy gaan seker maak dat jy na die regte evangelie van Jesus Christus luister. Nou vandag wil ek met julle praat oor 'n tema wat ek noem, Jesus is ons gids na die Vader toe. Nou, Johannes 14 vers 6, dit is Jesus se eie woorde, waar hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Nou, dit is een van die groot redes hoekom Jesus aarde toe gekom het. Hy het die skeiding wat daar tussen God en die mens was, het hy kom wegvat. In die Nuwe Testament lees ons nou, dat daar een God en Vader van almal is, hy is oor almal, deur almal en in julle almal. Met ander woorde, God leef in die mens, maar as die mens nie bewus is daarvan nie, dan mis 'n mens dit heeltemal. Want sonde veroorsaak skeiding tussen ons en God. En ons moet altyd onthou dat die skeiding van ons kant afkom. Daar is niks wat God van sy kant af gedoen het, wat skeiding veroorsaak het nie. Wat hy gedoen het is om alles wat skeiding tussen hom en ons veroorsaak het, om dit weg te vat. En die enigste manier hoe hy dit kon doen, was om sy seun Jesus te stuur. Nou die vraag is baie keer nou hoekom Jesus? Ek dink een van die groot goed wat ons moet besef is dat Jesus uit die boesem van die Vader gekom het. Die Bybel sê niemand het die Vader ooit gesien nie, behalwe nou Jesus wat die Vader vir ons kom wys het. Met ander woorde, Jesus het aarde toe gekom om ons te wys wie God is. Met ander woorde, wat sy karakter is, hoe hy optree en hoe hy mense behandel. Nou, dit is baie interessant, want jy sal sien dat dit wat Jesus gedoen het en hoe hy optree, is baie anderste as wat ons in ons koppe en deur oorlewering en oorerwing en geleer het wie God is. Baie van ons het geleer dat hy iemand is wat jou dophou, iemand is wat jou wil in die hande kry, iemand wat wag vir jou om dood te gaan, dat hy jou in die hel kan gooi. En dis maar net 'n paar van die goeters wat ons dink, maar ek wil julle kom voorstel aan 'n ander God. 'n God van liefde. 'n God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun, Jesus, gestuur het, vir ons, sodat ons gered kan word. En hy het Jesus gestuur, want Jesus was die enigste een, wat daai skeiding tussen hom en ons kon wegvat. En Jesus het dit nou moontlik gemaak, dat ons 'n verhouding met die lewende God kan hê. Met die God van Abraham, Isak en Jakob. Met ander woorde, die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En dis hoekom dit so belangrik is om Jesus te volg en nie ander mense of enige ander geloof nie. 1 Johannes 5 vers 20 sê, ons weet dat die Seun van God gekom het, jy moet nou mooi luister, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Nou as jy mooi na daai vers luister, dan beteken dit, voordat Jesus gekom het, het niemand die enige waaragtige God geken nie. Met ander woorde, sonde het skeiding veroorsaak tussen God en die mens, sodat die mens nie meer vir God kon ken nie. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het ons verstand gegee om die enige waaragtige God te ken. Jesus het nie net van God gepraat nie. Jy moet onthou, hy was een met die Vader. As jy hom gesien het, het jy die Vader gesien. Sy lewe was 'n demonstrasie van liefde, 'n demonstrasie van hoe my Vader lyk, hoe my Vader optree. Baie belangrik, wat ons nooit moet vergeet nie, is, Jesus het nie uit homself gepraat en die werke wat hy gedoen het, uit homself gedoen nie.
jy sal sien, hy het altyd die eer aan God gegee. Hoor wat sê hy byvoorbeeld in Johannes 12. Ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gespreek, en hy het gesê wat ek moet preek. En ons weet dat sy gebod die ewige lewe is. Want soos die Vader spreek, so spreek ek. Nou ek wil klem plaas op, ons weet dat sy gebod die ewige lewe is. Nou in Johannes 17 vers 3 sê Jesus vir ons, wat is die ewige lewe? Dis om God die Vader te ken en Jesus Christus, wat hy gestuur het. Kan jy sien, voor Jesus se koms was dit nie moontlik om te besef wat jou identiteit in Christus is nie, en ook nie wie jou Vader is nie. Jesus het gedoen wat die Vader hom wys om te doen. In ander woorde, Jesus het nie sy eie agenda gehad nie, sy eie planne nie. Hy het gekom en die plan van die Vader, die verlossingsplan van die Vader, hier op aarde kom uitvoer. Hoor wat sê hy in Johannes 5, daarvan vers 18. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar hoor nou hierso, maar ook God sy eie Vader genoem het. Dan gaan hy versie aan, want dit beteken dat hy homself aan God gelijkgestel het. Dink daaraan, as jou seun is soos jy, met ander woorde, as God die Vader is en Jesus God se seun is, dan sê Jesus vir die mense, ek is soos my Vader, want ek kom uit my Vader uit. En mense wat godsdienstig is, wat godsdienstig gedink het, wat wetties gedink het, hulle kon dit nie verstaan nie. Want hoe kan iemand, 'n mens, God sy Vader noem? Hoor wat sê Jesus nou vir hulle. Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so, want die Vader het die seun lief, en toon hom alles wat hy self doen, en groter werke as hierdie, sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Vers 24 sê hy, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe in. Hy sê hoe belangrik dit is, om te glo wat Jesus vir ons sê. Jesus het gekom, hy die dood kom vernietig, en hy het lewe en onsterflikheid, of onderflikheid, aan die lig gebring. Met ander woorde, hy het dit moontlik gemaak, vir my en jou, om weer in God se teenwoordigheid in te gaan. Jesus het volkome een met die Vader gewandel. Hy het byvoorbeeld gesê, ek en die Vader is een. Hoor wat sê hy in Johannes 10 van vers 29. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Hoor wat gebeur toe. Toe tel die Jode weer klippe op om hom te stenig. Jesus antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader. Oor watter een van die werke stenig julle my? Hoor nou wat sê hulle, dis nie oor 'n goeie werk dat ons hier stenig nie, maar godslasterlik, omdat u wat 'n mens is, u self God maak nie. Kan jy sien hoe wetties hulle gedink het? Hoe geskei die fariseërs en die skrifgeleerders, hoe ver weg hulle van God af was. Hulle kon nie by God uitkom as gevolg van die wet en sonde en ongeregtigheid nie, want nie een van hulle kon die wet onderhou nie. Met ander woorde, nie een van hulle kon regverdig wees en in God se teenwoordigheid inbeweeg en 'n verhouding met hom het nie. Dan sê hulle, dis nie oor 'n goeie werk dat ons hier stenig nie, maar oor godslastering, omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Hoor wat is Jesus se antwoord? Is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie.
Hier verwys hy na Psalm 82 waar hy sê, ek self het gesê, julle is gode en julle is almal seuns van die allerhoogste God. Jy sien wat Jesus kom openbaar het, daai skeiding, dat ek nie God se kind is nie, dat jy nie God se kind is nie, hy dit kom verwyder, sodat ek en jy nou in die allerheiligste plek, die woonplek van God kan ingaan, inbeweeg en 'n persoonlike verhouding met die Vader hê. Nou daai verhouding met die Vader is nie iets wat ons normaalweg net natuurlik kan verstaan nie. Dis 'n openbaring. Jesus het gekom om die skeiding tussen ons en God weg te vat. Met ander woorde, hy het vir jou kom wys dat jy en die Vader ook een is, net soos wat hy en die Vader een is. Nou 'n goeie voorbeeld om dit te verduidelik, want dit is menslik om eenheid met God te verstaan is baie moeilik, maar as mense 'n boom vat en jy vat die takke van die boom, al daai takke is deel van die boom, maar is nog steeds net een boom. En dit is hoe God ons vergelyk, dis hoe die Bybel ons beskryf. Ons is die liggaam van Christus, met ander woorde, daar's net een liggaam, maar ons almal is deel van daardie selfde liggaam, soos met my hand, nie hierdie hele liggaam is nie, maar hy is deel van die liggaam, soos elkeen van ons, jy is nie God nie, maar jy is deel van hom, want daar is een God en Vader van almal, hy is oor almal, deur almal en in julle almal. Paulus gaan so ver om te sê dat ons in God leef, beweeg en is. En ons moet baie noukeurig dink wat dit beteken as Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Baie van ons aanvaar Jesus, ons glo in Jesus, maar dan bly ons by die deur staan. Nou Jesus is die deur na die Vader toe. Met ander woorde, Jesus vat jou verby jou natuurlike manier van dink. Hy verwyder al die beperkings, die dubbelhartigheid in ons harte en hy openbaar vir ons die eenheid wat ons met die Vader het. Hoor wat sê Jesus in Johannes 14. Nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Kan jy sien? Ek lewe, dis wat hy sê, en omdat hy lewe, sal ons nou lewe. Dan vers 20 is so belangrik, dit sê, in die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Kan jy sien daai eenheid met die Vader? Dis hoekom ons oorwinnaars kan wees. Dis hoekom Jesus kon doen wat hy doen. Want hy was een met die Vader. Met ander woorde, waar hy beweeg het, is waar die Vader was. Daar's nie 'n plek waar hy was, waar die Vader nie was nie. Dan gaan hy aan om te sê, wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het en die wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Nou hoor wat sê Judas nou, baie interessant. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit ons aan u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, luister nou mooi, sal hy my woord bewaar, en omdat hy my woord bewaar, sal my Vader hom lief hê, luister nou mooi, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Ons lees so baie keer die skrifte sonder om die grootheid daarvan te besef. Jesus sê, as jy sy woord bewaar, dan neem hy jou na die Vader toe. Met ander woorde, nou kom maak die Vader en hy woning in ons. En ons weet mos in Kolossense sê die Bybel dat in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik en ons het die volheid in hom. Dit beteken letterlik dat die volheid van God binne in ons as sy
gelowiges is. As Jesus in jou bly, en die Vader in jou bly, en ons weet mos nou, dat ons liggaam die tempel van die Heilige Gees is, dan beteken dit, dat die volheid van God, in ons, as gelowiges is. Dis hoekom jy 'n oorwinnaar kan wees, dis hoekom daar niks is, wat jou kan oorwin nie, want enige iets wat nou teen jou kom, enige iets wat teen jou opstaan, staan nie teen jou op nie, maar dit staan teen jou op as mens, as jy natuurlik dink, en goed uit jou eie krag wil doen, en nie wil oorgee, en net terugstaan, en sê, Vader, in hierdie situasie, waarin ek nou is, ek weet nie, ek het nie die antwoord nie, maar ek weet dat U is die antwoord. Vader, ek weet dat U wysheid is, dat U die kennis en die insig het, en nou kan jy mos nou vra, Vader, gee nou vir my hierdie wysheid, openbaar vir my, wat ek moet doen, om in hierdie situasie te kan oorwin. Ons moet besef dat Jesus ons verlore identiteit kom herstel het. In ander woorde, jy's nie nou meer Pietie die rooswurm nie, of jy's nou nie meer 'n verlore sondaar nie. Die Bybel sê, toe ons nog sondaars was, het Christus op die regte tyd vir ons gesterf. En omdat ons nou geregverdig is, dit is nou hoekom ons nou 'n vryheid het. Daar's nou 'n pad oop om 'n verhouding met die Vader te kan hê. In Lukas 19 sê Jesus, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. En wat was verlore? Ons identiteit, ons heerlikheid. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar almal wat gesondig het, Jesus het dit kom herstel. Die heerlikheid wat verlore was, Jesus sê in Johannes 17, die heerlikheid wat U my gegee het, het ek vir hulle gegee. Hoekom? Sodat hulle een kan wees, soos U, Vader, U in my en ek in hulle, dat hulle, soos ons, een kan wees. Kan jy sien hoekom Psalm 82 sê, julle is almal seuns van die Allerhoogste God? Ons moet onsself sien as mense wat deel is van 'n goddelike natuur. En in 2 Petrus 1 leer Petrus ons dat God ons deel gemaak het van die goddelike natuur en hy het dit gedoen deur kosbare beloftes vir ons te gee. En daai beloftes is in die woord. Dis hoekom dit baie belangrik is om die woord van God te leer, te verstaan en jou eie te maak, sodat jy kan besef wie jy werklik is. Kolossense 1:27 sê, Christus in julle is die hoop van heerlikheid. Nou, omdat Christus in ons is, hoef ons nie meer vir God te kan soek nie. Ons moet nie soos in die Ou Testament die Here gaan soek nie. Ons moet nou God ontdek. Met ander woorde, dit het verander van 'n soektog na 'n ontdekkingsreis. 'n Ontdekkingsreis hier diep binne in my geesmens, my innerlike mens, wat een met die Vader is. 1 Korintiërs 6:17 sê vir ons, wie die Here aanhang is een gees met hom. Kan jy sien die tradisie en oorlewering wat ons het om God te kan soek of te gaan uitvind waar hy is. God het al daai goeters 'n einde aangemaak. Ons hoef hom nie meer te soek. Hy het ons gevind. Hy het nou by ons uitgekom. En dit is hoekom ek hierdie evangelie goeie nuus maak. 1 Korintiërs 15 vers 17 sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Maar ons weet mos nou, Jesus het opgestaan, omdat hy opgestaan het, is ons geloof nie nutteloos nie, omdat hy opgestaan het, is ons nie meer in ons sondes nie. Hoekom nie? Want ons is saam met hom gekruisig, saam met hom begrawe, en die Bybel sê, ons is nou saam met hom opgewek, en ons sit nou saam met hom, in God, in hemelse plekke. Een ding wat baie mense nie verstaan nie, of
sal ek sê nie verstaan nie, maar nie weet nie, is toe Jesus gekom het om gedoop te word, toe Johannes hom sien. Onthou, Johannes was nog nou die laaste profeet van die Ou Testament. Een van die grootstes ook. Toe sy woorde in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Onthou, hy is 'n profeet, hy het dit geprofeteer, en Jesus het dit gedoen. 1 Korintiërs 5 leer ons, dat God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Dan sê hy, hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wat beteken dit vir jou en my? Dit beteken, sonde is weggevat. Die skeiding tussen jou en God bestaan nie meer nie, en jy het nou vrymoedigheid om met die Vader te praat. Jy het nou vrymoedigheid om te besef dat jy 'n erfgenaam van God is. Met ander woorde, alles wat hy het hy nou vir sy seuns gegee. Alles wat God het hy nou in ons as sy kinders gedeponeer. Baie mense dink Jesus se lewe was onmoontlik om te volg. Maar jy moet onthou dat Jesus het nie gekom net om 'n voorbeeld vir ons te wees nie, maar 'n voorbeeld van ons. En Paulus het vir my dit regtig werklik beleef, waar hy in Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. So, ek wil afsluit met 'n gedeelte in 1 Johannes 4 van vers 12, net om vir jou te wys hoe realiteit en hoe groot hierdie boodskap van Jesus Christus is. Niemand het God ooit aanskou nie, 1 Johannes 4 van vers 12. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as die verlosser van die wêreld gestuur het. Nou moet jy mooi luister, vers 15. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is. Nou ek en jy bely dit mos. God bly in hom en hy in God. Nou jy moet vir jouself vra, as God in my bly en ek in hom, dit maak my en hom mos een. Kan jy sien, daar is 'n groter realiteit. Dan vers 16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Dan sluit ek af met vers 17. Iets wat jy moet memoriseer. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos Jesus is ons nou in hierdie wêreld. Onthou, Jesus se lewe is nou jou lewe, want hy het sy lewe vir jou gegee. Sy verhouding met die Vader is nou jou verhouding. Dit beteken dat ek en jy nou kinders van God is, dat ons saam met God kan wandel, dat ons in geloof kan wandel, en dat ons kan doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, soos Johannes 14 vers 12 sê. Ons is geskep vir intimiteit met die Vader. Dankie Vader vir die woord wat ons vrymaak. Dankie dat alle skeiding tussen U en ons weggevat is, en dat ons nou 'n Vader-Seun, 'n Vader-Kind verhouding met U kan hê. Openbaar asseblief vir ons die volle grootheid van hierdie openbaring van Jesus Christus. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen.